Ek wil regtig waar namens elkeen sê baie dankie vir elkeen wat so insaai. Ek weet ons het 'n bietjie van iemand het my net gebel, kan jy glo in die middel van waar alles gebeur. Ek wil regtig waar vir elkeen sê vanaand baie dankie vir elkeen wat insaai, elkeen wat saai en gee in hierdie tyd, gee in hierdie oomblikke. So ek wil regtig waar van my kant af wil ek sê, en ek dink net as ek sê van my kant af, dink ek so onregverdig teenoor julle, want dis nie die waarheid nie. Ek wil regtig waar namens elkeen wat vir wie julle kos gee, vir elkeen vir wie julle 'n hand by dalk 'n stuk, ek sê 'n stuk brood, dalk 'n brood gee, dalk 'n pap gee, dalk vir ek wil namens elkeen van daai gesinne, elkeen van daai skoolkinders, elkeen van die straatvrouens, elkeen van die mense in die shelters, ek wil namens elkeen van hulle sê baie dankie. Sonder julle sou dit nie moontlik wees. Sonder julle sou ons dit nie kon gedoen het nie. Ek weet dis dalk 'n plek waar jy kan sit en sê, ja Andries, maar ek wil vir jou sê is die Here vra vir sy kinders, vir die liggaam van Christus. Ons vra, maar Here, maar hoekom gebeur? Maar hier is die gedagte, dis vir jou 'n tyd om Christus te wees vir iemand anders. Dis hierdie tyd vir jou om 'n hand te wees, om die hande van Christus te wees vir iemand anders. So ek wil vir namens elkeen van daai mense sê, regtig waar baie dankie vir elke liewe een. Vir elke liewe een wat gesaai het, elke liewe een van julle wat regtig waar nooit, ek weet uit baie van ons gee, uit ons minderheid, baie van ons gee, ons eintlik het ons niks eers nie, maar ek wil vir julle sê baie dankie. Ek wil net so 'n bietjie op die live feed gaan, en dan wil ek vir elkeen dankie sê, elkeen gaan groet en alles so. Dit is my hart, so elkeen wat my ken weet, dit is dis waar my hart brand, is vir mense. So ek gaan net so 'n oombliekie gee, kom ons kyk of ons almal kan opkry op die bladsy, en ek dink ons is so te sê daar. Okay, kom ons kyk of ons kan aangaan. Okay. Ek dink ons doen dit. Okay. Maar so terwyl ons wag. So terwyl ons sukkel met 'n paar koneksies. Ek dink nie dis meer sukkel nie. Ek dink ons is besig om alles uit te sorteer. So vandag is een van die belangrikste dae in die Christen kalender, en ek wil sommer net so 'n bietjie praat oor uit Sabie uit. Baie welkom julle. Is my lekker om julle saam met julle te hê. Vir my, elke keer as ek die Bybel oopmaak en elke keer as ek praat oor die Here, dan ek het dalk 'n ander manier gekry, wat dalk nie dieselfde is soos hoe ander mense die Bybel probeer. Ek probeer altyd myself in 'n prentjie te sien waar Christus, want jy sien die Bybel moet praat met jou, anderster kan jy net so wel 'n ander boek gelees het. Die Bybel moet praat met jou, moet in jou hart insny. Anders is dit nog 'n boek en anders is dit nog 'n dag. Jy sien, as hierdie nie hemelvaart is, een van, ek wil amper sê dis die geboortepyne van die eerste kerk. Hierdie was waar Jesus geboortepyne kon gee vir sy kerk, for his glorious, for his victorious kerk. So die kerk wat ons vandag sien, die oomblik toe Jesus opgevaar het na die hemel. En ek weet wat baie van ons dink is en ek kom nie teen enigiemand wat prentjies uitstuur van Jesus wat loop op die wolke en Jesus wat en ek weet as jy genoeg ek wil nie sê verbeelding gebruik nie, maar as jy genoeg effort insit, gaan jy Jesus in die wolke sien. Ek is heeltemal in vir dit. Is nie dat ek nie in is vir dit nie. Ek is regtig maar saam met jou. Maar ek dink die groot gedagte van waar Jesus, kom ons begin by die begin. So daar was op 'n stadium 'n man wat aan 'n kruis gehang het. 2000 jaar, ons noem dit Goeie Vrydag, dit was vir hom die slegste Vrydag van sy lewe. Van daar af het hy 3 dae later was die tweede dag, was die Sondag, toe staan hy die dood het op. Amazing oomblik. So ek wil vandag vir julle sê, die enigste mense wat eintlik nie glo dat Jesus uit die dood opgestaan, alhoewel daar soveel geskiedkundige evidence dat wys dat Jesus uit die dood opgestaan. So maar is nie waar ons vanaand gaan praat nie. So die oomblik wanneer ons praat oor hemelvaart, dan wil ek wil nie te veel stad en wil nie te veel dinge doen nie, maar ons moet die prentjies, moet die agtergrond sien, vir iemand wat vanaand vir die eerste keer saam met ons join, vanaand vir die eerste keer saam met ons kyk, vanaand vir die eerste keer dalk gehoor van kerk en het gehoor van opstanding. Is daar 'n regte man wat die dood het opgestaan het? Is daar 'n regte man wat, so ons begin daarso vir almal, en ek glo my vanaand, ek gaan nie te veel van die tyd doen, maar ek wil graag 'n paar mense sien hier waar ek is. So ek wil net kyk of ek hier op hierdie bladsy, daar is ons nou. Karen, julle baie, Louis,
baie welkom. Melanie Miller, baie welkom. Ferry, daai Middelburg uit, Fransja julle. So ek gaan vinnig vra, ek weet dit is een van die gedagtes, een ding wat my mense altyd leer, want jy sien, as ons praat van die geboorte van die kerk, geboorte van dit wat Jesus, ek gaan staan wat ek vanaand sê, ek gaan net 'n ding sê, net om iets te sê nie, so ek gaan staan vanaand wat ons sê, dat hierdie was die geboortepyne van die kerk, want ek weet waarom meeste teoloë dink, ja, maar wat van die oomblik toe die uitsondering van die Heilige Gees gekom het? Nou, ons kom daarby. So ek is excited, so ek gaan heel eers vra, daar waar julle is, Rochelle, baie welkom, daar waar julle is, asseblief julle, stuur gou 'n boodskap, share gou met iemand, tag gou iemand, ek weet dit is dalk nou moeilik, ek weet dit is dalk ongemaklik, ons is in die middel van iets, maar moenie worry nie, ons gaan hierdie ding vinnig deurwerk, en ek dink, ons gaan vanaand 'n waarheid los in jou hart, wat ek dink wat elkeen dalk moet hoor vanaand, so vinnig, daar waar jy is, share dit, tag dit, ek weet nie altyd hoe werk al die goeders nie, maar asseblief, daar waar jy kom, tag iemand, skryf iemand op die lyn, dit is vir ons belangrik, want die oomblik wanneer Jesus praat van die evangelie, en dit is ook iets wat jy dalk nog nooit gedoen het nie, maar die oomblik wanneer Jesus gepraat van die evangelie gepraat wat altyd lewend is en altyd vorentoe beweeg. Jy sien die gedagte van die evangelie is dat dit goeie nuus is. Jy sien, goeie nuus is net goeie nuus as dit betyds bereik word. Anders was dit net nuus, of ou nuus, of vrot nuus, of slegte nuus. Jy sien, goeie nuus is net goeie nuus as dit betyds bereik word. So ek wil vandag vir jou sê, is dat ons deel die goeie nuus van Christus wat die graf het, op so 'n goeie nuus van Christus wat die dood oorwin het, wat eintlik alle vrese van jou oorwin het. En hier is die gedagte, ek wil net van ek aan dink, weet jy dat jy eintlik net met 2 vrese gebore word? Elke liewe mens, maak so op wie jy is nie, word gebore met 2 vrese. Die res van al die vrese is aangeleer, of iemand dit vir jou probeer indoktrineer, of iemand, en ek dink, waar ons vanaand gepraat is, dat mense wat jou bang maak met die Bybel, mense wat jou bang maak met die evangelie, mense wat jou bang maak, mense sien, dit is nie goeie nuus nie, en ek dink dit kom kontrasteer door dit wat Christus eintlik wil kom, vir ons kom deel maak, so vanaand gaan ons net praat, vanaand gaan ons net lekker gesels, oor die opstaan, een van die mees amazingste dinge, daar was 'n teken dat Jesus opgestaan het, dit was 'n teken dat Jesus geoorwin het. Jy sien, dit was een ding om dalk uit die graf te gaan. Ek weet, ek maak nie claims wat enigiemand kan doen nie, glad nie. Maar wat ek wel vir jou sê is, om voor 'n skare, saam met 'n wolk van getuies, nou ons gaan daarby kom, 'n wolk van getuies, dit was nie op die wolke, en ek weet, hy het saam met die wolke gaan lees die Bybel, saam met die wolke, wat se saam met die wolke, anders vanaand praat iets wat ek nooit van weet nie, ek nooit daarvan geleer nie, maar jy sien, die wolk saam met wie Jesus opgaan, dit was 'n wolk van getuies, 'n wolk wat saam met Christus en saam met jou getuig dat Jesus Christus lewendig is. 'n wolk van getuie wat ek gesê het, is, en ek weet, ons spring bietjie nou, we jump in the gun, vanaand, ons het nie eers aantekening vanaand praat ons, dit wat die hart uitkom, vanaand praat ons dit wat belangrik is, dit wat ek vir julle wil sê, so, ek gaan net vinnig vra, so daar waar jy is, vinnig daar waar jy is, share gaan met iemand, en ek weet, ons is nie daar ouens nie, maar ek wil ook hê, dis 'n obligation wat ons het in die evangelie, want weet jy wat, ek kry soveel mense wat my bel, soveel mense wat my boodskap stuur, soveel mense wat my sê, Andries, ek het nie meer hoop nie, Andries, op die stadium is ek besig om hoop te verloor, op hierdie stadium is ek besig om my geloof te verloor, op die stadium is ek besig om te verloor dit wat ek op stadium so vasgevang het, en ek weet vandag, wat ek vir jou wil sê, is dat as omstandighede verander, dan weet ek, dan verander ons baie keer ons perspektief oor waar God sit, en ons verander ons perspektief oor waar my geloof moet wees, en ek weet daar waar ons heel konstant herinner word aan dalk kan jy nie hier betaal nie, dalk begin jy agterstallig te raak, dalk is dit nou ook nou pyn, ek weet waar jy vanaand sit, is dit dalk 'n slegte gedagte, maar daarom sê ek, miskien is hier net 'n plek waar jy kan goeie nuus deel, miskien is dit 'n plek waar ek die goeie nuus met jou kan deel. So ek gaan begin met dit. So daar waar ons is, wil ek hê jy moet vinnig as wie jy kan, wil ek hê jy moet net iemand tag, en as jy dit gedoen het, prys die Here, halleluja vir dit. Dit is vir ons belangrik. Anders was dit net nuus. As jy nie dit deel met iemand anders nie, dan was dit net nuus. Ek kan jy vandag waarborg. As jy dalk môre oormôre die dag gaan haal, dan was dit net nuus. So ons begin en ons praat van die goeie nuus van Christus. So ons begin. Vader, dankie vir die oomblik, die geleentheid, Here, wat ons het. Vader, vanaand die goeie nuus te kan deel met mense. Vader, die goeie nuus van 'n man wat van 'n kruis af gegaan het, Here, en in die graf gegaan het, en in die graf uitgekom het. En Vader, maar vanaand staan ons stil by 'n oomblik
Vader, waar U gekom het en die geboortepyne van die glorious kerk vir die mense kom wys het. Vader, dis vir ons 'n voorreg om vanaand te kan praat oor daai oomblikke. Vader, die oomblikke wat U georchestreer het, Here, georchestreer het. Vader, vir ons vandag, Vader. Vader, ek weet dat elkeen van ons wat vandag hier so sit, het 'n groter openbaring van U, as wat die mense daardie gehad het, as wat Abraham ooit gehad het, as wat Moses ooit gehad het. Vader, ons het 'n groter openbaring van U. En Vader, daar is my hart uitroep vandag, Here, dat ons as die kerk nie kan stil bly vandag nie. Vader, mag ons sien hoe die kerk opstaan in die middel van hierdie ding, in die middel van hierdie virus, in die middel van waar ons osself bevind, Here. Mag die kerk opstaan, buite die mure gaan, Here. En mag ons wees die lig wat U ons voorgeroep het. Mag ons wees die sout wat U ons voorgeroep het. In Jesus se naam. Amen. Amen. So, ons begin eers so 'n bietjie te backtrack. So ons begin by 'n plek waar Christus aan 'n kruis gesterf het. In die graf en uit die graf uit. Nou die mees amazing oomblik is vir 39 dae na Paasfees. 39 dae. Jy moet verstaan dat Jesus het niks gedoen sonder purpose. Jesus het niks gedoen sonder rede nie. Alles het hy gedoen vir 'n rede. Die oomblik toe hy gesê het, Here, laat hierdie beker verby my gaan, onthou jy voor die kruis, was so, elke liewe ding het 'n purpose, en ek wens ons het meer tyd gehad, maar ons het nie meer tyd nie, so, ek wens eendag, ek kan al die dinge met jou deel, ek wens ek kan eendag al die dinge vir jou sê, maar dit is, ek dink ons begin net by 'n plek, so, Jesus moes op 'n plek gekom het, wat hy alles met purpose gedoen het, so, heel eerste wil ek vir jou sê, is dat Christus moes al die feeste van die Jode kom volbring het, dis die enigste manier hoe hy, as Messias beskou kan word. So die Jode van die fees van die Jode is onthou op 'n stadium was dit ons het nou Paasfees gehad en daarna het ons die eersteling of the first fruits en daarna kry ons 'n ding wat ons noem die fees van trompette. Onthou jy op 'n stadium het iemand jou bang gepraat oor Openbaring. Sê hulle vir jou, die laaste trompet gaan blaas en die oomblik as dit gebeur, dan gaan moet jy hoop want dan gaan die sprinkane kom wat menslywe het en beeste wat perdelywe het en allerlei dinge en hulle gaan jy moet vandag weet my broer, as jy nie reg is nie, you're going to burn in hell. En ek is in vir dit. Ek verstaan presies waar mense kom, maar ek wil vandag vir sê, nooit ooit het Jesus Christus ooit die woord van God gevat om enigiemand mee bang te maak nie. Nooit ooit het God die woord geïntend. Nooit was dit sy doel gewees om ooit die woord te vat om mense, om sy kinders mee bang te maak nie. Dis soos 'n ma wat die hele tyd verby sy haar kind stap en sê, jy weet wat hang daar agter die deur, jy weet wat hang agter die deur, jy weet wat hang agter die deur, as jy nie dit doen nie, dan gaan ek jou pak staan, as jy dit doen nie, meanwhile back at the ranch, die kind so bang om agter die deur te kyk, want wat op dese aarde is 'n monster, hang daar agter die deur, en ek dink, dis wat soveel kerke, soveel mense doen, ons maak mense so bang met die woord van God, dat mense nie meer die woord wil oopmaak nie, hulle wil nie meer die Bybel lees, want die Bybel is net 'n plek waar jy my condemn hell toe. En ek dink, dis een van die gedagtes wat ek vanaand met jou wil deel, is dat Jesus het nooit ooit, het hy die Bybel of die woord van God geïntend, en nooit het hy die kruis oorwin, sodat ek en jy ander mense met vrees, en ek verstaan waar jy vandaan kom, want Andries, ek kan nie vir mense in liefde sê, jy moet ophou nie, dis nie jou werk om ander mense te vertel wat hulle alles verkeerd doen nie. Dis nie jou werk nie. Jesus, God het jou nie die polisieman oor sy woord gemaak nie. Hy het homself, hy is die waarmaker van sy woord. Hy wag. En hier is die ding. Ek wil vandag vir jou sê, is een van die gedagtes, ons gaan daarmee deel. Want jy sien, as ek praat oor die kruis, praat ek van 'n oorwinning. Nou wat van as ek vir mense eerder sê, dat daar oorwinning vir jou is aan die ander kant? Wat van as ek vir mense sê, daar's 'n man wat die oorwinning kom gee het? En hier is die ding, hy maak jy meer so winner, want hy het reeds die oorlog geveg, en het klaar die oorlog geoorwin, en nou kom ek en jy as die kerk, en ons probeer kerkmense wat eintlik nie verstaan, al die storieetjies wat ons praat, al die tale wat ons het, en al die dinge wat ons sê, probeer ons te oortuig, daarvan dat God lief is weer nie, maar as jy dit nie doen nie, dan bash God jou in, soos 'n muur met 'n groot hamer, en ek wil vanaf weer sê, dit was nooit God se plan, met die kerk, dit was nooit God se plan, met die woord nie. So nou kom Jesus, hy oorwin die dood, amazing oomblik, een van die mees glorious oomblikke in die geskiedenis van die mensdom, want hy sien, hy word die eersteling van alles, en ons praat van die feeste, daarna kry ons die trompet wat moet blaas, die laaste trompet, jy moet vandag verstaan, nou gaan 'n trompet wees wat blaas, want dit is hoe Jesus as Messias aangekondig word, want dis een van die feeste wat hulle moet aankondig, maar Jesus maak 'n merkwaardige stelling, hy sê, dis 'n dag waarvan niemand die tyd en die uur ken nie, die oomblik toe vra, wanneer, Jesus gaan al die dinge gebeur, wanneer gaan dit gebeur, en hy sê, die dag waarvan niemand die tyd en die uur ken nie, elke liewe Jood en elke liewe ou wat om Jesus staan, het presies geweet waarvan hy praat, elkeen het geweet, hierdie was 'n dag,
wat die hoëpriester moes kom met en het gekyk dat al die tye gereël is. Hoekom? Want jy sien, ek wil nie veel in geskiedenis aangaan nie, maar jy sien, alles moes gereël gewees het, en die oomblik as alles reg op lyn, dan blaas die hoëpriester die trompet, vir die fees om aangekondig te word. Daarna kry ons Yom Kippur. Yom Kippur, die dag van versoening. Die dag wat ek en jy saam met Christus is. Daar waar ek en jy die volle werking van die kruis verstaan. Maar die oomblik toe Jesus opgevaar in die hemel en hy gaan op en hy saam die wolk van getuies. Die oomblik toe dit gebeur, toe kom ek iets agter. En ek hoop jy kom het vanaand ook iets agter. Kom het ook agter. Die oomblik toe dit gebeur, toe word hy die eersteling van alles wat daarna volg. Kolossense 1 vers 15 sê in 18. As jy gaan lees, hy word die prototype, die protokos van alles wat daarna volg. So jy sien die oomblik toe Jesus die dood oor hom die kruis oorwin het, toe sê hy eintlik inderdaad, ek word die eersteling van almal wat daarna moet volg. So vandag wil ek sê, die opstandingskrag wat Christus kom bewys het, die oomblik toe hy opgevaar het na die hemel toe, daai belofte. Dis dieselfde krag wat Christus my en jou mee salf. Jy sien, net 'n paar uur voor dit, kom Jesus en hy doen 'n merkwaardige ding. Hy blaas in sy disippels in. Hy blaas hulle in. En hy sê, ontvang my gees. Nou ek weet, dis een van die dinge wat, en ek dink hooplik is hierdie die regte platform om dit te sê, maar die oomblik toe hy blaas, en dit val oor die mense, die oomblik toe hy blaas, val dit oor die mense, oor sy disippels, en hy sê, ontvang my gees, maar die oomblik toe hulle sy gees ontvang, dis dieselfde gees, dis dieselfde woord wat gebruik word, wat die oomblik toe God in Adam en Eva ingeblaas het en hulle lewe gegee het. So die oomblik toe Jesus oor hulle blaas, dis dieselfde gees, dieselfde asem, dieselfde ding wat God vir Adam mee ingeblaas het en gesê het, ontvang lewe. En jy sien, Jesus word die prototype. So jy sien, hy wil eintlik vir ons kom sê, ek en jy lewe nie 'n lewe van vlees nie, maar van gees. Ek en jy, soos wat hy lewe in Adam ingeblaas het, en dit was 'n vleeslike lewe. God in Adam ingeblaas. Dieselfde ding wat Jesus kom doen met sy disippels, en hy blaas in hulle in. En hy sê vir hulle, ontvang my gees. 'n gees van wat? 'n gees van oorwinning, 'n gees van niks gaan my kan stop nie, 'n gees van ek sal altyd kan oorkom, 'n gees wat sê, wat is die dood wat my kan inhou? Wat is dit wat my kan terughou? Wat is dit? 'n gees wat sê, selfs nie eers die dood kon my ingehou nie. Wat is dit wat jy vandag mee struggle? Wat is dit wat jy vandag? Jy sien, die oomblik Jesus het in sy mense inblaas, toe kom maak hy 'n stelling, nie net 'n storieetjie nie, omdat net Jesus het niks gedoen sonder purpose nie, sonder doel nie. Hy het niks, en hy het eers beweeg op aarde sonder om laat dit doel was nie. Selfs nie as jou ure is en ek weet daar soveel dinge wat ons kan sê, maar hy het niks gedoen. Niks gedoen sonder doel nie. Alles was doelgerig. So jy moet vandag verstaan, die oomblik toe Jesus op sy mense opblaas, toe was daar doel agter dit. Toe was daar 'n rede vir dit gewees. Dit was nie net nog 'n ding nie. Dit was die ding gewees. So die oomblik toe blaas hy op sy disippels. Net voor hy opvaar na die hemel toe, blaas hy. En die oomblik toe hy blaas, toe sê, ontvang my gees. Wat 'n gees? 'n gees van uitnemendheid, 'n gees van krag, 'n gees van selfbeheersing, 'n gees van geen vrees nie, 'n gees van hy sê, ontvang my gees. Jy sien die oomblik toe hy dit sê, terwyl hy vir jou eintlik sê, alles wat teen dit kom, is nie van my af nie. Alles wat teen dit kom, wil ek vandag vir sê, stop dit, want dis nie van my af nie. Hierdie is nie die einde nie. En hy wil vanaand vir die kerk sê, en jy sien, die oomblik toe ek praat van die geboorte van die kerk, dit was die geboortepyne, want ek weet 'n paar dae later, eintlik 10 dae later toe, kom ek iets agter. Nou, 50 dae. Dus op 50 dae was dit die uitstorting van die Heilige Gees. So die oomblik toe dit gebeur, hierdie was geboortepyne. Dit was 'n vrou wat net voor sy in kraming gaan, dis daai geboortepyne. Dis daar waar sy disippels sê, ontvang. En ontvang het. Maar dit was nog nie die volheid nie. Hierdie was die beginpunt. Hierdie was om te sê, ontvang dit, sien dit vir wat dit is. Sien dit vandag vir wat dit is. En ek wil vanaf jy sê, dalk sê Jesus vanaand vir jou presies dieselfde ding. Miskien sê hy vanaand vir jou, as 'n kind van God, miskien sê hy vir jou, as die kerk van Christus, miskien sê hy vir jou, wat dalk in 'n gat sit en sê, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom. Miskien praat hy vanaand spesifiek met jou en sê, net miskien, ontvang my gees. En miskien sê jy vanaand vir Andries, ek het dit al reeds gedoen. Ek het al reeds die gees van God. En miskien wil jy vanaand vir sê, wat is dit waarmee jy sukkel? Wat is dit waarmee jy vandag
moet oorkom. Wat is dit wat vandag 'n barrier bring tussen jou en sê, dis wat ek wil, ek wil altyd my volheid vir God gee, maar daar's altyd iets wat teen dit kom. Wat is daai ding? Wat is daai een ding wat jy kan sê, Andries, ek weet nie of ek in oorwinning stap nie. Jy sien, Jesus het presies geweet wat sy disippels gaan face net na dit. Hy het presies geweet wat mense gaan sê. Hy het geweet in daai oomblik, toe hy opvaar, toe weet hy dis, al sy disippels word geskud. En hy weet hulle gaan gejag word soos diere, hy het geweet presies. Maar hy het ook geweet presies waarmee los hy hulle. Hy het ook presies geweet, die oomblik toe hy op hulle blaas. Toe sê hy, ek weet hulle gaan julle dalk nou jag soos diere en ek weet ek maak dit nou baie gruesome, maar dit is presies wat dit was. Dit is presies wat dit was. Hulle kop is afgekap en teergedruk, op brandpale gemaak in Nero se tuin. Hulle was gejaag deur onderste bo gekruisig. Hulle was vir dae lank gekruisig. Die Christene, die lig. Maar Jesus het ook geweet, die oomblik toe hulle blaas. Toe sê ek los julle met iets. Ek gee vir julle iets. Ontvang hierdie gees wat oorwin. Ontvang hierdie gees. En jy sien die oomblik as ek hierdie gees ontvang, dan kom ek iets agter. Hierdie gees is 'n gees van oorwinning. Hierdie gees is 'n gees wat altyd uitreik, wat altyd groter gaan. Hy sê ding, hierdie gees, is dit nie so amazing nie. Want jy sien, in daai selfde stuk sê die Bybel sê, en die disippels het gegaan en die evangelie van Christus verkondig. En die gees het ge-accompany dit, kom ons sê dit het hulle dit wat hulle gepreek het, ek wil dit in mooi taal omsit, dit wat hulle gepreek het die gees kom bevestig. Die krag wat hulle gepreek het van Christus wat uit die dood uit opgestaan het, die gees het dit kom bevestig. Hoe signs and wonders. Maar hier is die ding wat ek iets agtergekom het. Die signs and wonders was die naproduk, was die nagevolge van die goeie nuus van Christus wat opgestaan het. Dit was nie die fokus nie. Die fokus was Jesus. Die fokus was nie wat Jesus kon doen nie. Die fokus was wie Jesus was. Jesus was God. En hulle sien die oomblik toe hulle die evangelie verkondig het. Gaan lees dit, amazing stuk. Jy kan nie die hele Bybel gaan lees, maar Johannes 19:20 is pretty awesome. En hy sê, en hulle die evangelie gaan verkondig. En die gees van God het bevestig alles wat hulle gepreek het, with signs and wonders. Die signs and wonders was die byproduk van Christus, wat ek verkondig. En vandag wil ek vir sê, miskien het jy nodig, om weer terug te kom, back to basics. Miskien is waarvoor God jy vandag roep, is om terug te kom, om weer terug te kom na hom toe, om weer terug te kom na wie hy is, weer terug te kom na die oorspronklike evangelie, die goeie nuus. Miskien roep hy jou vandag om te sê, my seun, my dogter, ek weet jy was vir so lank, het jy agter 'n klomp dinge, jy wil so graag hê, ek moet seker dinge vir jou doen, soveel dinge vir jou laat uitwerk, en soveel dinge, maar miskien roep God jou vandag as die volgende, net om terug te kom na basics toe, om te sê, Jesus Christus, die seun van die lewende God, wat die dood oorwin het, wat opgevaar het na die hemel, en ek weet vandag, hy sit in die regterhand van God, wat die autoriteit van God is. Jy sien daai naam, is die naam by elke naam. Daai naam is bo omstandighede. Jy sien die oomblik as hy praat van die regterhand van God, beteken dit 'n plek van autoriteit. En Jesus Christus word die autoriteit van God. Jesus Christus word dit wat God word, dit is die sterk regterhand van God. 'n amazing oomblik, hoor, die amazing oomblik. As ek en jy kan agterkom dat die autoriteit wat Christus vir my en jou gelos het, die oomblik toe op ons blaas, is die kerk van God. En vanaand kan jy sê, Andries, maar niemand het nog ooit oor my geblaas nie. Miskien moet jy net by plek om sê, Here, ek ontvang vanaand U, dit wat U vir my het. Ek ontvang net. Anders, hoe is dit moontlik dat ek in my TV-kamer kan sit, dalk op my telefoon kan sit, dalk sit jy vanaand in jou bed, dalk sit jy op 'n vreemde plek wat ek dalk nie eens op die live feed kan noem nie. En vandag iets vir jou sê. Jesus Christus kom enige plek in waar jy hom nooi. Enige plek. Hy is nie geïntimideer deur 'n bar. Ek weet van ons sit vandag nie in 'n bar nie. Hy sit nie vandag, hy is nie geïntimideer deur 'n drughouse nie. Hy is nie geïntimideer deur enige van daai dinge nie. Hy is nie eens geïntimideer deur omstandighede op die stad nie. Al wat hy vandag vir jou vra, is nooi my in, daar waar jy is. Anders maar selfs hier waar ek sit, selfs daar waar jy sit. Ek daag jy uit vandag. Op opstand, op hemelvaart.
Wat beteken dit? As 'n man wat opgevaar het en die autoriteit kom gee het vir sy kerk. Wat die autoriteit kom gee het vir sy kinders. Jy sien, hy word die regterhand van God, die autoriteit, die gesag. Maar hy gee dit vir sy kinders, hy gee dit vir sy kerk. Om te kom heers oor dinge wat jou terughou. Om te kom heers oor dinge wat jou vashou. Om te kom heers oor dinge wat jou altyd gebind hou, dat dinge wat jou altyd terugtrek. Hy kom roep jou op 'n plek van oorwinning. Jy sien die oomblik toe hy die first fruits word. Soveel beeldspraak, soveel dinge, soveel dinge wat aangegaan het die oomblik toe hy opgevaar het, soveel dinge wat gebeur. Hy word die first fruit. First fruit beteken die eersteling, die prototype, die protokos. Grieks. Van alles wat daarna volg. En hy wil vanaand vir jou sê, daar Jesus, daar Gees wat vandag, wat jou innooi, wat jou uitnooi om te sê, aanvaar my. Daai selfe Gees, wat oor sy disippels geplaas het. Jy sien, hy het nodig om weer eens die middelpunt van dit alles te word. Hy het weer eens nodig om die middelpunt te wees van dit alles. Signs and wonders, prophecies, profetiese woord, al die dinge, natuurlik, ons is in vir dit. Maar wat van ons vandag vir sê, die goeie nuus, dat Christus uit die graf het opgestaan het, opgevaar na die hemel, autoriteit kon gee het vir sy kerk. Dis goeie nuus. Nou kerk, ek dink ek en jy het nodig om in daai autoriteit te stap. Ek dink ek en jy het nodig om in daai goeie nuus vir die wêreld daar buite kan vertel. Terwyl ek en jy so sit, is daar 'n kerk wat doodgaan. Is daar mense wat doodgaan sonder die goeie nuus. Nooit ooit. Back to basics. Beginpunt van alles. Ek dink aan die begin van hierdie jaar het ons so amazing woord dat die Here met ons kom deel. Dit is kingdom first. God se manier van hoe hy dinge doen. Ek bless elkeen vanaand en ek wil sommer daar waar jy is. Miskien sê jy vanaand Andries, maar ek weet nie, ek het nog nooit dit gedoen nie. Ek weet nie wat dit beteken om dat die Here oor my blaas en al die dinge nie. Ek verstaan nie eens dit nie. Ek wil net vir jou vra daar waar jy is. Net daar waar jy is. Net en ek weet dit gaan vir jou vreemd wees en ek is in vir dit. Ek verstaan dit. Ek wil jou ongemaklik laat voel daar waar jy is nie. Maar gaan jy vra daar waar jy nou sit. Vra net die Here in jou eie woorde. Sien, dis wat so amazing is van ons God. Is daar waar jy sit in jou eie woorde. Vra van Here, kom vul my net opnuut. Here, kom maak my net vol weer. Here, kom blaas net weer oor my. Vader, al die omstandighede beïnvloed, maar al die omstandighede maak dat ek nie kan sien die goedheid van God nie. Here, kom blaas net weer vanaand oor my. Ek hoop hierdie woord het jou ge-encourage. Ek weet dit is 'n kort woord. Ek weet dit is nie ek weet dit is dalk nie die tipiese opstandingswoord wat ons moet deel nie. Maar vanaf jy sê, dit was die geboortepyne. Van dit wat moet volg. Die uitstorting van die Heilige Gees. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand en ek hoop julle is geseën deur die woord. Mag julle 'n amazing week hê. Ek weet daar's 'n nommer op ons Facebook bladsy wat jy kan gebruik enige tyd. En ek wil net eers weer eens sê, ek weet in die begin gesê, ek wil dit weer eens sê, baie dankie vir elkeen wat saai. Ek wil vir julle sê, dit is so nodig. Vir die eerste keer kan ons sien dat die kerk is. Ek wil ek regtig waar sonder julle sou ons nie kon doen nie. Sonder julle sal daar soveel meer mense in ons dorpe, in ons buitewyke, in ons dorpe langs aan ons so honger gewees het sonder julle. Want julle is saai so getrou en ek waardeer dit. Baie dankie julle, wees geseënd en mag julle stap in die autoriteit wat Christus julle mee gesalf het. Die oomblik toe hy geblaas het, sê ontvang my Gees. Hy praat nie met my nie. Hy praat nie met jou nie. Hy praat van sy kerk. Wees geseënd. Be blessed.